nuwe enkelsnit, titelsnit nogal, né? Van Tamlin Wessels se splinternuwe EP. Dis nie so diep nie en sy is hier so vanmôre. Goeiemôre. Hoe gaan dit met jou? Nee, wat dit lyk of jy al die hele dag agter die rug het, so vars lyk jy. Ek is baie opgewonde. Ja, ons is saam met jou opgewonde, baie. Dit is regtig 'n beautiful song. Dankie. En net die manier hoe jy die video vasgevang het en alles. Hoekom was dit vir jou belangrik om hierdie hele persoonlike ervaring van jou in 'n liedjie vas te vat en met die mense te deel? Ek moet vir jou sê, dit is vir my belangrik dat ons as mense mekaar help met ons experience en ek weet baie mense het partykeer nie die mental krag om deur sulke goed te kom en dan, ofwel hulle kan deur dit kom, maar hulle hou nie altyd daarvan om daaroor te praat nie. En ek wat so extrovert is, love it om daaroor te praat en is baie skaars. Nie baie mense was siek soos wat ek was, al op so 'n jong ouderdom nie. En vir my is dit ook veral belangrik om vir mense te wys soos een van die grootste redes hoekom ek deur alles kon kom is omdat ek mense om my gehad het wat my lief gehad het, soos my ouers en die vriende. En ja, ek voel definitief dit kan iets vir die jonger generasie beteken wat sukkel en ek sê ook altyd jy hoef nie noodwendig ook te sukkel met siekte om te relate met hierdie storie nie. Soos vat wat jy kan verstaan uit dit en maak dit applicable op jou lewe. En hoe het jy by die titel uitgekrom? Ek het op 'n stadium na die hele hospitaal storie toe ek nou gesond geword het en my enkels werk nog steeds nie, dan baie mense my gevra hoe voel ek daaroor. En dan wou ek nie op 'n harde manier vir hulle sê soos ek gee glad nie om nie want dis nie so diep nie, soos ek kan aangaan met my lewe, ek word elke dag wakker, so hoekom gaan enkels wat nie werk my pla nie. So dit is eintlik soos my lewe was diep, dit was traumaties en alles op 'n stadium en nou soos wat ek herstel het, is die lewe nie meer so diep nie. As jy kan wakker word en jy het kos op jou bord, dan is ek gelukkig. Ja. En daai struikelblok is iets wat jou weer sterker gemaak het as 'n mens. En jy wil vir mense sê, man, maak nie saak hoe groot of hoe klein daai struikelblok is nie. Dis nie so diep nie. Jy kan vorentoe. Definitief, ek dink dit is maklik om vir mense te motiveer, maar ek is 'n lewende bewyse dat jy gaan fyn kan wees as jy net aanhou. So dis beter om te invloed met bewyse, ja. 100%, daai relatability, né? Ja. Nou ja, jy het ons al bederf met liedjies soos Ek slaap in jou hoodie, wat 'n baie lekker netjie is, Plan B. En hoe pas dit nou by jou groter prentjie in vir jou EP? So, ons het bietjie met hierdie EP rondgespeel met verskillende genres om te kyk wat werk, want ons eintlik nou nie al baie lank in die musiekbedryf nie, so ons is nie heeltemal seker wat soek mense van my nie. En toe sê ek ook vir e-mail, soos ek wil ietsie van alles hê, want ek dink Suid-Afrikaners sal baie keer kla oor musiek wat nie baie betekenis het of hulle lewe verander nie as dit gaan oor klein bietjie wyn of so aan, dan wil ek ook net sê, soos dis nie so diep nie, ons kan van musiek hê en aan die ander kant kan ons ook diep musiek hê. So dit dink ek het baie goed by mekaar uitgekom want dit maak eintlik nie sin nie, maar so dit los 'n vraag by die kyker, maar tog antwoord ek jou vraag as jy die EP gaan kyk. En mense moet besef, ek meen daar's baie kante van 'n kunstenaar wat hulle nie noodwendig dadelik leer ken nie. En dit gaan tyd vat om dit te leer ken en hier kan ons sommer vinnig ook bietjie leer ken. Ja. Both sides to the story van Tamlin. Ja, definitief. Net ons destyds musiek uitgebring het baie mense nie geweet obviously van my lewensverhaal nie want ek het dit nog nie so baie gedeel nie. En dan as mense hulle vertel dan is hulle soos geskok. Dan is dit eintlik nou vir my lekker om soos te deel waar ek was want mense weet dit nie sonder dat mense daarmee te deel nie. En ek is nie iemand wat my gebrek of my storie in jou gesig druk nie. Ek sal wag tot jy uitvind daarvan, ja. Maar jy het baie mooi verwoord in die liedjie nommer 1 en ook wat die musiekvideo aanbetref met jou hospitaalgeskiedenis en die hoeveelheid kere wat jy in die hospitaal moes deurbring en hoe jy met jouself eintlik gepraat het. Ja, nee, dankie. Dit was 'n baie lekker proses. Dit was nogals moeilik om dit te film, dit het baie lank gevat. Maar dit was, ek sê vir mense altyd soos 12-jarige Tamlin wat daar in die hospitaal gelê het, is regtig die sterkste meisie wat ek ooit sal ken, dink ek, want partykeer sal goed nou met my gebeur en dan sal ek hartseer raak en dan kyk ek 'n video daar waar ek nie eers kon asemhaal nie eers my oë kon beweeg nie en ek het geglimlag aan die binnekant. En dit was vir my belangrik om te wys dat ek vat hierdie hele storie nou en ek wil dit eintlik soos afsluit. Ek wil vir mense wys ek beweeg aan, want ek sê ook vir my ouers is dit help nie ek pen vas op hierdie wat met my gebeur het en ek sê vir ander mense, jy gaan fyn wees, maar ek klou vir die res van my lewe daaraan vas nie. En ek wil nie hê mense moet my sien as 'n gebrek of dit is wie ek is nie. Ja, dit het my gemaak wie ek is, maar ek wil ook aanbeweeg van dit af.
En op daardie hoë en positiewe noot sê ek vir jou baie dankie en maak seker jy sien en kyk na hierdie video oral waar jy gaan. Van ons, lekker dag.